keuses wil ek vandag met jou praat oor die tema die belangrikste keuse. Daar in 2 Petrus 3 vers 9 sê die woord die volgende: Die Here stel nie die vervulling van sy beloofde terugkeer uit, soos party mense dink nie. Nee, hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wil nie hê, hoor mooi, hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie, en daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer kan kom. Ons eie wil en persoonlike keuses kan strek van klein dingetjies met beperkte betekenis en gevolge tot lewensbelangrike besluite. Ons moet net besef dat ons God nie vir die gevolge van ons eie verkeerde keuses kan blameer nie. Ons kan hom wel om vergifnis vra omdat ons ongehoorsaam was aan sy wil en hom vra om ons te dra te midde van ons omstandighede. Vergifnis is een ding. Die gevolge van verkeerde keuses is 'n ander ding. Die belangrikste besluit wat 'n mens ooit kan maak, is jou keuse om Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aan te neem. Dit is die besluit wat nie alleen die grootste verskil in jou lewe hier op aarde maak nie, maar alle verskil in die lewe na die dood. Saligheid begin nie by die mens nie, maar by God. Dis hy wat na ons uitgereik het, sy seun gestuur het en ons na hom roep. Dis egter ons wat op sy uitnodiging moet reageer, op sy uitnodiging moet antwoord. Hy roep ons, maar ons kan vir hom ja of nee sê. Om die ewige lewe te beerwe en hemel toe te gaan, is 'n totaal vrywillige saak. God is met respek gesê nie 'n kaper nie. Niemand gaan in die hemel wees teen hulle wil en sin nie. Ons skrifgedeelte het duidelik gesê vandag dat dit God se wil is dat almal tot inkeer sal kom en nie verlore sal gaan nie. Niemand sal God kan blameer as hulle die hemel misloop nie. Die feit dat soveel mense die hemel mis, is nie God se besluit of sy keuse nie. Dis die mense. Sal ek aan jy net 'n oomblik vir die Here sê, ja Here, vir u wil ek altyd ja sê. Amen.